Ons het verlede week het ons begin gesels oor die hemel as 'n goddelike geskenk. Ek wil nou net weer so 'n bietjie in die middel gestop. Ek wil net so 'n bietjie vir ons 'n recap gee. Wat ek sê is, die gemeenskap van die verlostes in die hemel sal alle volke en tale verteenwoordig. Hulle sal dit uitsluitlik aan die offer van Jesus Christus te dank hê. Met ander woorde, Jesus Christus het gekom en hy het vir ons gesterwe en ons is daardeur en hy opgestaan uit die dode uit en ons is daardeur verlos. Sy bloed, daai offer wat hy gegee het gemaak dat ek en jy as verlostes in Jesus Christus kan lewe. Hulle sal deel aan die goddelike lewe in die volmaakte gemeenskap met God vir ewig en vry van lyding en dood. Nou ons het gepraat van ek sê vir jou, as dit is die hemel as 'n goddelike geskenk, daar's goddelike voorbereidings vir gelowiges wat in die hemel gemaak word. Hy sê, Johannes sê, jy hoef nou nie daar te gaan die sakje, ek wil net so recap, dan gaan ons daar by die volgende stukje aan. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. Hy sê, Jesus sê, en as dit nie so was nie, sou dit vir julle gesê. Hy sê, en ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. So ons weet dat Jesus vir ons 'n plek voorberei in die hemel by sy Vader. En ons gaan daar wees, want ek en jy is mede-erfgename van Jesus Christus. En die verlostes het hulle plek in die hemel uitsluitlik aan Jesus Christus te danke. Kom ons kyk na Openbaring 7 vers 10. Hy sê vir ons, na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel, uit alle nasies, uit alle stamme, uit alle volke en uit alle tale uit. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Ons gaan daar wees as verlostes. Amen. Die verlostes word ook met Christus geïdentifiseer. Jesus Christus erken die verlostes as sy eie. Lukas 12 vers 8, hy sê vir ons daar, hy sê, ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. As ek en jy kom vandag en ons is te skaam om die Here uit te leef en oor die Here te praat met enige iemand, dan het ons 'n probleem. Want God gee vir ons, deur die Heilige Gees, die krag en die vrymoedigheid om met mense te kan praat oor hom, oor die evangelie. En as jy nou vir my gaan kom sê, ja maar, weet jy wat, ek is eintlik skaam en teruggetrokke. Ek is skaam en teruggetrokke. Ek steek dit net goed weg. Ek was skaam en teruggetrokke. Was ek? Want ja, toe net sê dit is nie so nie. Ek was nog nooit skaam en teruggetrokke. Dit is nie die waarheid. Ek is nie skaam en teruggetrokke nie. Dit is, ek het wat noem hulle dit, 'n A-tipe persoonlikheid. Is dit nie wat mense het? Ek sê het nie. As ek en jy, wat ek wil sê, is, ons kan skaam en teruggetrokke wees. Daar is mense wat so is. Maar Jesus gee vir ons die vrymoedigheid om te kan praat. Dit is wat het is. Met ander woorde, dan is jy nie meer skaam en teruggetrokke. Want as dit kom by die evangelie, dan moet ons 'n vuur vlam wees. En jy moet nou nie hier sit te slaap. Ek praat ook nie met die groot mense, ek praat ook met die kindertjies hier so. Is julle wakker? Is julle seker julle is wakker? Willem, is jy wakker? Ek hoor nie? Dan se baie bly. Ons kan nie met stil soeye geslaan word die oomblik as ons op 'n punt kom en wat die Here vir ons prompt om oor hom te praat nie. Want God wys vir ons deur die leiding van die Heilige Gees
Wie is dit waarmee ons moet praat en wat ons moet sê? Al het ons nie 'n idee wat ons moet sê, gaan hy ons op daai oomblik die woorde in ons mond lê. Amen. Of sê julle nou nie saam? Dis die reine, dis die waarheid. Dit is die reine waarheid. Elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. So ek en jy moet besluit, luister, het ons die oomf, het ons die ruggraat, ek praat van geestelike ruggraat, om te kan regop staan en te kan sê, ek is 'n wedergebore kind van die Here. Maak nie saak wat jy van my sê, maak nie saak wat jy aan my wil doen nie, dit is maar alright. Ek het weer so rukkie terug, het ek op sosiale media gesien, is praat ons van die lande wat die Christene, die kinders van die Here, wedergebore kinders van die Here, wat hulle kom en dan word hulle vermoor en hulle word vervolg en dit, en dan staan die ouetjie daar so, hulle staan so 'n paar dae, en hierdie een ou staan daar so op sy knie op die grond, staan hy daar so, en die mense sê vir hom, maar luister hier so, dit is nou in ander tale, maar nou in Engels word dit nou daaronder ingeskryf, jy moet God verloon. En dan sê hy, nee, ek sal nie. En dan haal hy die pistool uit en dan trek hy die sneller en dan gebeur daar niks en dan skiet hy in die lug en dan gaan die skote af en dan druk hy dit weer voor die ou se kop en dan trek hy die sneller en dan gebeur daar niks. Hy klik, maar daar gebeur niks. Daar gebeur niks en dan kom die ander een en dan vat hy sy soos 'n AK-47 en dan druk hy hom nie so op die ou se voorkop en dan trek hy die sneller en dan gebeur daar niks en dan skiet hy in die lug. Dan gaan die patrone af, as hy op outomaties wat hy so gaan, en dan sy Jesus so voor hom, en dan trek hy die sneller, en dan weet hulle wat om doen, en dan hol hulle weg. Dit is hoe ons moet wees. Dit is hoe ons moet wees. Wie van ons, luister nou vir my, ek praat nou van in Suid-Afrika, né? Ons word nie vervolg. Wie van ons gaan die durf en die moed hê om te kom sê, ja, kom skiet my man, want ek gaan nie my God verloor nie. En ek gaan nou vir ons almal nou sê, ons almal gaan sê, ja, ek sal dit doen. Maar kom ek sê vir jou nou, when push comes to shove, is dit 'n totaal en ander, heeltemal 'n verskillende storie. Want onthou nou, net miskien gaan die moed jou begewe. En dan lees ons weer daar. Elkeen wat my sal bely voor die mense en wat in my, hoor wat ek nou vir jou sê, uit my perspektief uit. As ons bereid is om God te kan bely, hoe ook al sy en deur watter omstandighede en situasies ook al, dan het ek en jy die geestelike ruggraat om regop te kan staan, al staan ons op ons knieë voor mense wat ons wil vermoor. Amen. Dit is miskien tyd dat ons onsself moet ondersoek. En kyk, het ons 'n geestelike ruggraat? En laat ek jou nou vertel, as jy nie met mense kan gepraat oor die Here, dan twyfel ek of ons dit sal regkry om staande kan bly in vervolging. Hoor jy mooi wat ek sê? Dit is 'n probleem. Ja, almal is doodstil. Almal is doodstil. Ons het ook gesê, gelowiges besit die gesinsgelykvormigheid aan Jesus Christus. Hy sê in 1 Korintiërs 15:49 sê hy sê, en soos ons die beeld van die aardse gedra het, sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Okay? Hoe lewe jy vandag? Leef jy in die vlees of leef jy deur die Gees?
Ons moet baie versigtig wees. Ja, ek weet, ons is uitverkoop en al daai mooi dinge wat ons altyd van praat in dit, en ons is gedoop met die vuur van die Heilige Gees. Ons is gedoop met daai doop, maar ons moet pas op. Laat ons nie ons rug draai op God. Want as ons rug gaan draai op God, glo my, dan is ons verlore. Want dan is ek en jy soos 'n jellyvis. Ons het nie geestelike ruggraat. Ons het ook gesê, 2 Petrus 1 vers 4, hy sê, gelowiges word ook deel van die goddelike lewe. Hy sê, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, met ander woorde van die geestelike natuur, die Heilige Gees, nie die demoniese gees nie, goddelike gees, van daai natuur sal ons deel word. Hy sê, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikhede van die wêreld is, met ander woorde, die sonde is daarmee heen. Ek sê nie daardeur, ek en jy gaan nie sonde doen nie, maar ons gewoonte sondes moet laat staan. Dit is wat moet gebeur. Want ons kom op 'n stadium wat ons sê, maar ek is nou moeg vir dit wat nou gebeur. Met die omstandighede en situasies en daai goed, en ek weet ons word partykeer kwaad, ek weet ons word partykeer moedeloos, en ek weet ons word partykeer te neergedruk en dit, maar die Here sê vir ons in die woord, hy sê die woord van die Here sê, hy sê maar ons het nie nodig om ons knie te buig voor die sonde nie. Hoekom nie? Wat beteken dit? Wat sê die woord van die Here vir ons oor die sonde? Die sonde is reeds oorwin, maar as ons kom en ons sê, maar luister hierso, onthou nou, om sonde te doen is lekker, nee, dit is lekker. Hoor dit mooi wat ek vir jou vertel. As dit nie vir jou lekker was nie, glo my, sou jy dit nie gedoen het. Jy sal nie dit gedoen het. Okay? God sê, daar sal versoekings oor jou pad kom. Daar sal versoekings oor jou pad kom. Hy sê, maar jy hoef nie te worry daaroor. Hy sê, want met elke versoek, jy sê in eerste plek, sal jy nie ook in jou vermoë versoek word. Met elke versoeking wat op jou pad kom, sal daar uitkoms wees en daar sal antwoord wees. Maar ons fokus moet op die regte plek wees. Want as ons fokus nie op die regte plek is nie, dan gaan ons op ons sê sneeuwel. Ja, dan gaan ons eintlik sneeuwel voor die sonde. Dan gaan ons nie moet buig voor die sonde. Ek wil 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 vir jou lees. Hy sê, want die Here self het van die hemel neergedaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die bazuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal die wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Die gelowiges op aarde met die wederkoms sal na die hemel opgeneem word. Dis wat ek vir jou vertel. Wil jy as die Here kom opgeneem word in die hemel? Dan moet ons onsself maar so 'n bietjie reg trek en iets trek. Hy kry ook nie sin uit so 'n bietjie mooi uitsorteer. Is dit nie? Mense, ons het werk om te doen. Onthou nou, ons word nie deur werke gered nie. Okay? Maar
oomblik as ons tot wedergeboorte kom, begin daar iets in ons gebeur. En ons begin verander. Party van ons doen dit moeilik om te verander. Ander mense verander so baie maklik en baie vinnig. Veral die mense wat nou nie skamend teruggetrokke is, die sukkel so 'n bietjie om baie vinnig te verander. Kom, is dit nie so? Jy mos nie skamend teruggetrokke. Ons sukkel maar met dit, nee. Ja, ons sukkel maar partykeer met dit, want ons sukkel om goed te aanvaar, en onthou nou ons as mens, het 'n natuurlike weerstand teen verandering. Kom nou, ons like nie changes nie. Vra vir Antoinette, as sy eers die kamer wil skuif, dan ek word nie skuif. Want ek hou nie van veranderings nie, dit moet lekker doen. Ek is gewoon daaraan. Dit is nou maar net hoe dit is. Ons het dit. Nou los ons 35 jaar getroud. Nou los ek daar, sê ons kyk hierdie kant en daai kant toe, dan is dit so, moet weg, ek moet ons stil ek sê dit nie so goed. Hy sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly. Ons is nou nog in die lewe, is ons al dood. Nog nie heeltemal nie. Nog nie heeltemal. Party, ons het pyn en skete, het vroeg ons op doodgaan, maar ons het daarom nog nie heeltemal daar. Hy sê, daarna sal die wat in die lewe oorbly, sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Imagine net daai oomblik, dat ons sal reg wees as die Here kom. Kom ons kyk hierso. Hy sê voorwaardes in die hemel vir verlostes. Ewigdurende en volmaakte gemeenskap met die Here. Openbaring 21 vers 3. Hy sê ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê. Hy sê kyk, daar's 'n dubbelpunt. Nou julle weet as ek nou sê daar's 'n dubbelpunt, beteken dit daar is 'n verduideliking. Kyk. Kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Gaan dit nie amazing wees om dit te ervaar? Kom nou, gaan dit nie amazing wees? Ons sal vreugde hê in die onmiddellike teenwoordigheid van God. Kom ons kyk Psalm 16 vers 11. Hy sê, u sal by die pad van die lewe bekend maak, versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand. Vir ewig, forever and ever. Ons sal 'n rustigheid ervaar. 2 Tessalonisense 1 vers 5 tot 7. Hy sê teken van die regverdige oordeel van God, dat julle die koninkryk van God waardig geag mag word, waarvoor julle ook ly. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdrukking te vergelde. Hy sê en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus Christus uit die hemel met sy magtige engele. Sê vir my, is hier een van ons wat geen probleem het? Die probleem. Kom, is hier een van, ek het baie probleem, so ek gaan doen, is hier een van julle wat niks probleem het? Hoekom dink jy het ons probleem? Hoekom het ons probleem? Ons is in 'n sondige wêreld. Die Satan wil ons nie uitlos nie, want ons is nie nou meer sy kinders. Dit is nou die ding. En hy wil nou natuurlik hê, ek wil my kloue in hom inslaan en hom wegvat. Daar waar hy nou dink hy is nou happy, wil hy hom nou wegvat. En baie mense, luister, daar is baie mense wat kom en hulle word versoek deur die Satan
deur die demone, en hulle word weggevat van God af, dan dink hulle, maar okay, ons kan 'n farm kry, ons kan finances kry, ons kan rykdom vererf, hoe sê mens? Verwerwe, okay, is baie ene, okay. Ons gaan geld, ons kan baie geld kry, kom ons sê dit so. Maar, die prys wat jy gaan betaal, daai persoon, die prys wat hy gaan betaal, is 'n dodelike prys. Want hy gaan beslis nie die ewige lewe beerwe. Hy gaan die ewige dood beerwe. En hy sal in die poel van vuur gewerp word. Mense, hoekom Job predikers dan tydens iemand se dood? Dis om te sê hy is in die hemel of is. Albei ek gaan nie nou jou antwoord gee. Weet jy hoekom nie? Weet jy, maar dit is waar, dit is 100% waar wat jy sê. Hoeveel keer, dit is waar, dit is presies waar. Hoeveel keer word daar gesê van 'n persoon wat sterwe, ja, die Here het nou hierdie blommetjie kom pluk en daar so, en hy is nou in die hemel en so. Hoe weet ek en jy of daai persoon 'n wedergebore kind van die Here is? Al dan nie. Jy sal dit sien aan sy vrug. Dis dit. Ja, ek hoef nie van dit te weet nie, maar die Here gaan weet. Die Here gaan van dit weet. Die punt wat ek wil maak is, hy persoon gaan rus tot die wederkoms. Volgens hoe ek die skrif verstaan en wat pastoor nou daar aangaan, rus alle mense wat tot die wederkoms. Tot die wederkoms. Nee, hy is nou in die hemel nie. Ek verstaan, dit is wat jy bedoel. Hy is nog nie in die hemel. Hy is nog nie, ek verstaan. Hy is nog nie in die hemel nie, en hy is nog nie in die hel nie, want dit het nog nie gebeur. Daar sal nie meer enige behoefte aan 'n huweliksverhouding wees nie. Nou vir die wat van julle wat nou baie lief is vir julle wederhelfte, is dit nou miskien 'n skok, maar kom ons kyk. Hy sê, Matteus 22 vers 30 sê vir ons, hy sê, want in opstaan en trou hulle nie, en hulle word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. Weet julle wat dit beteken? Dit beteken, dit gaan so wonderlik wees daarso, dit gaan nie saak maak aan ons, wat met ander mense, en so, ons gaan nie, weet julle, ek persoonlik dink nie as ons gaan worry oor ander mense nie, want ons gaan in God se teenwoordigheid wees, en dit gaan ons hele wese binne in ons oorvloedig vul, dat ons net die naam van die Here wil groot maak, elke oomblik, permanent, forever and ever, want God se glorie is so groot, en so goed, laat dit nie kan einde kry. Jare terug, ek was nog hier in Sander 2 gewees, en toe ons nog geleer van die planete, en so, ek wil meneer van as my jas sat in die pas, jy het dit ook so geleer. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, en daai goed, en dan het ek 'n vraag gehad in my kop. As ons nou verby daai planete is, waar gaan ons dan heen? En so met die jare saam, kyk ek sal nou 'n bietjie verder as standaard 1 en standaard 2. So, hoe verder dit gaan het, die jare aangestap het ons gesien dat met die Hubble Space Teleskoop en al hierdie ander dinge wat gebeur het, en so, dan sien ons al, hoor hierso, as ons nou so kyk, is daar biljoene sterrestelsels. En sterre, en God sê vir ons, maar ek het vir elke ster
sy naam gegee en sy plek gegee. Is dit nie amazing? Come on, mense, is dit nie? Luister, as jy nou vir iemand gaan sien wat jy nou 15 jaar terug laas gesien het, of 30 jaar terug laas gesien het, wat is jy naam nou weer? God, en hoe amazing is God nie, om my en jou, luister, hy het die sterre, hy het die heelal geskape, hy het die sterre op hulle plek gesit en hy het vir hulle naam gegee. So, en vir my en vir jou, wat eintlik niks is. Ons is nie eers 'n stukkie stof in God se oog. Kom my, en hy sê vir jou, want ek het jou naam in my handpalm ingegraveer. Is dit awesome? Is dit nie amazing? Mense, ons moet stom geslaan wees deur die dinge wat die Here vir ons doen. Dit is net awesome. Die hemel is gevul met die lig van God se heerlikheid. Openbaring 21 vers 23. Hy sê, en die stad en die son, luister, ons is nou afhanklik van die son en die maan en daai in die natuurelemente. Hoor jy so wat hy sê? Hy sê en die stad en die son op die maan nie nodig, ons praat van die nuwe Jerusalem. Hy sê om in hom te skyn nie. Hy sê want die heerlikheid van God het hom verlig en die lam is sy lamp. Amazing wat. Dis net, hoor jy, dit gaan my verstand te bowe as ek hierdie goed so lees. En hierdie stories so doen om net te besef, luister, ek dink nie ons met ons hierdie bietjie verstand dat ons kan ons omvang van God bepaal. Ons kan nie. Ek het nie woorde om God se lof te kan besing nie. Ek het nie. Nou gelowiges sal Jesus Christus se heerlikheid deel. Kolossense 3 vers 4. Hy sê wanneer Christus wat ons lewe is, hoor daar. Wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in die heerlikheid geopenbaar word. Ek wil hê ons moet kyk daarso, hy sê wanneer Christus, nou kom hy sê wat ons lewe is. Dis hy wat vir ons lewe gee. Nie net gee nie, hy is ons lewe. En ek en jy moet seker maak, ek en jy is sy lewe. Want ek en jy moet so wees met Jesus Christus, met die Vader en met die Heilige Gees. Want hy sê dan, wat ons lewe is. Hy sê, dan sê julle ook saam met hom in die heerlikheid geopenbaar word. Romeine 8 vers 18, sê die goddelike heerlikheid sal die herinneringe van aardse probleme uitwis. Weet jy, kom ons lees, hy sê, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word. Ons het nou worries. Ons het nou reggestel en sê, maar hier is nie een van ons wat die probleem het. Hier is nie een van ons wat nie bietjie senuweeagtig word. Hier is nie een van ons wat partykeer 'n bietjie bang word. Kom. Want ons weet nie wat gaan gebeur nie. Wat het nou gebeur? Wat hoorie, maar ek het nou 'n fout gemaak hierso. Wat gaan ek nou doen? Hierso het ek 'n verkeerde besluit geneem. Maar as ons in die hemel is, sal daar geen uitwerking van 'n probleem wees nie. Bedoelende, daar sal nie, ek en jy gaan nie eers worry oor die probleem wat ons het. Want ons gaan by die Here wees. Ons gaan by God wees. Daar sal geen dood of lyding meer in die hemel wees. Openbaring 21 vers 4. Hy sê, God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie.
Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste ding het verby gegaan. Weet julle wat? Kom ons gaan terug na Genesis toe. Na Genesis 1 toe. As gevolg van die sondeval is ons in die posisie waar ons vandag is. God het nie, ek dink nie God het bedoel dat dit moet wees soos wat dit nou is. Want as gevolg van die sondeval het die nabyheid van God weggeraak van ons af. Want God het met die mens, luister, God die Vader het met die mens gewandel. Nou is ons in die vlees en nie eers Moses kon met God gewandel het so nie, ek praat van met hom sien en so nie. Moses het gegaan en God het hom met sy hand toegemaak en sy heerlikheid laat hy nie sy heerlikheid aanskou nie en het hom met sy hand toegemaak in 'n skeur in die rots op die berg. En daarna, toe hy afgaan, terug na die Israeliete toe was daai stukkie wat hy geervaar het, alhoewel God hom toegemaak het, hierso in die skeur van die rots, het sy gesig so helder van die heerlikheid van God, dat die Israeliete benoud geword het, en gesê, luister, hierso sit toch net 'n ding oor die gesig asseblief. Want hulle was, luister, Moses was op daai oomblik, was hy skoon van alle sonde. En hy die heerlikheid van God het bietjie deel geword van hom. 'n bietjie, klein bietjie. En toe die Israeliete hom sien, en onthou nou, en dit was nou nadat hulle nou droog gemaak het op, nee. Kom hy laat so en hy sê, maar luister hierso, daai, hulle het geervaar, maar luister, daai aanskoue wat hier Moses se gesig, sê asseblief, want dit wat daar uitstraal, werk nie hier binne lekker met my saam. Want hierso is daar fout. Hierso is daar fout. En dan sê, nou hoor jy so asseblief, maak het jou gesig toe. En by the way, gaan praat hy hier met die Here. Ons wil niks met dit nou uit te waai. Gaan praat, jy moet nou maar met die Here gaan praat. Ons kan nie nou met die Here gaan praat nie. So gaan jy, en dan hou jy nou kommunikasie met die Here en hoor by die Here wat daar moet gebeur en dit, dan sal jy kan jy maar vir ons kom sê, maar hou net eers so gesig 'n bietjie toe. Want hulle het geweet, met die heerlikheid van God wat uit Moses, daai bietjie, wat uit Moses uitgestraal het, en die Israeliete, die mense wat om hom was daarso, het hulle geweet, luister hierso, ons is nie reg om eers, ons kan nie eers in Moses se gesig vaskyk nie, never mind nog om God se heerlikheid instaan. Ons gaan dit nie doen nie, want ons is feilbaar, ons is vol sonde, ons is absoluut niks. Ons is absoluut niks. Gelowiges is burgers van die hemelse Jerusalem. Ek sê Filippense 3 vers 20. Hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Hoor daar wat hy sê? Is ons almal Suid-Afrikaanse burgers? Ja, ons is, ek hoop so. Ons almal is Suid-Afrikaanse burgers. Maar as die Here kom, dan sal ons 'n burgerskap hê in die hemele, of 'n hemelse burgerskap. Dit is daar waar ons van wees. En ek sluit af, en hulle name word as burgers van die hemel ingeskryf, Lukas 10 vers 20. Hy sê, maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskryf is. En met daai versie sluit ek af. Ek en jy moet sorg dat ons naam in die boek van die lewe opgeskryf is.
as hy nie daarin geskrywe is dit baie goed. Sê weer, ons kom tot wedergeboorte. As geen werk wat ons kan doen, behalwe om te sê, Here, ek is al so in sak en as hier so in die grond ingedruk, ek kan nie meer anders as om U aan te roep en te vra, wees asseblief my persoonlike verlosser en saligmaker. Dis 'n geloofsbesluit wat ons moet maak, en dis die enigste ding wat ons hoef te doen, is om hom net aan te neem, want as hy kom en hy sê, ek wil hê jy moet my kind wees, dan moet ek kan sê, ja. Ek moet kan sê, ja Here, ek wil U kind wees. Maar as niks wat ek en jy kan doen, om in die hemel in te kom. My werke bestaan nie. Daar bestaan nie so ding. Maar, luister dit. Die oomblik wanneer ek en jy tot wedergeboorte kom, en ons kry die Heilige Gees in ons, want dit is wat gebeur. Ons kry die volheid van die Heilige Gees, ons verstaan hom nog nie. Dan gebeur daar iets binnekant in ons en ons begin verander. Ons begin verander, want die dinge wat ek wou, die dinge wat ek altyd gedoen het, begin nou hier in my kop bietjie knaag, as jy my sê, maar luister hierso, dit is nou nie meer so lekker om dit te doen nie. Hoekom nie? Ek voel nou skuldig, my gewete pla my. Maar jou gewete pla jou nie, dis Heilige Gees wat vir jou vertel, jy is besig om droog te maak. Dit is niks uit te maak met jou gewete nie. Ons sê dit, ja, my gewete pla my. Nee. Dis die Heilige Gees wat kom en vir jou sê, maar luister hierso, dit wat jy doen, is nie die regte ding wat jy gedoen het. Kom 'n bietjie in orde met God. Kom net 'n bietjie in orde. En daar, hy sê, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskryf is. Ons naam moet